dis jou sport, dis jou identiteit. Jy try jouself so bewys. So baie druk op jouself van jy jouself moet bewys vir al hierdie mense, jy moet jou naam maak en jy moet like, dis wat ek sê weer eens vir ouens inkom waar rots by kan terug lê. Ek dink as nie vir my ma en pa was, het ek TV wil kom in atletiek. Gilly, hoe ver is 400 meter nou eintlik? Milan, waar is jy en waarmee is jy besig? Al wat ek hoor is manga manga. Wie sing nog manga manga? Ja. Weet jy so? Al wat ek weet is 400 meter is baie ver as jy 'n gewigsoetleet is. Ek bel jou later. Nog beter, kry my by die snoepiery. Hierdie week op Kwart Lemoene gesels ons met die jong sportman Abeline Schoeman en is so 'n belangrike perspektief in hierdie hele gesprek. Milan, uit die gesprek met Abeline was dit my wonderlik net om weer te besef die ene oomblik hardloop iemand om 'n veld van is wat sy maatjies doen en dis lekker en die volgende oomblik kwalifiseer hy vir 'n groot internasionale byeenkoms. As jy kyk na julle pad, waar was daai eerste blootstelling? Waar het jy daai saadjie geplant vir jou seun veral? Ek dink party kinders het 'n natuurlike talent, seker. Maar baie kinders sien 'n voorbeeld iewers by 'n pa of 'n ma of die blootstelling aan die sport nou. Ja. So ek moet sê, ek dink by ons het my man 'n groot aandeel daarin gehad dat hy maar eintlik altyd met 'n bal in die hand geloop het en ons kinders vroeg ons kinders begin bal gooi het. Maar ek het op 'n stadium toe ons in Johannesburg gebly het en ons kinders het 2 of 3 jaar oud was, toe is ek deel van 'n TV-reeks. Ja. En ek is naweke weg, Saterdag en Sondag, en hy moes plan maak. So hy het met die kinders op die geldtrein geklim en hulle loftes toe gevat. En kyk toe my seun die eerste keer die billetjies se hand skud, nê. Ja. Daar's ietsie wat gebeur. Die koel was deur die kerk. Maar wat toe nou begin gebeur het, omdat daai liefde vir die blou billetjie en die liefde vir die bal toe nou gevestig is, het hy as 'n klein seentjie vir ons gesê dat ons buite die huis moet staan en dan gaan hy nou hardloop. Van die hek af met die driveway, om die grasperk en dan as hy nou en dan moet ons skree. Hy gaan sy blou bil hempie aan hê en dan moet ons daar staan en skree. Bille, 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 tot hy nou daar die bal neergesit het, nê? Maar dan gaan trek hy sy springbok hempie aan. Okay. En dan moet ons dit weer doen. Dan moet ons skree. Bokke, bokke. Alles op een dag. Alles op een dag. Dis ongelooflik. So ek dink die saadjie is daar vroeg geplant, maar ek dink natuurlik omdat my man rugby praat. Ja. Jy weet, het dit gehelp. Ja, en daar's ander ouers wat vir 'n kind daai selfde blootstelling gee en sê die kind ek hou glad nie van nie. So mens weet nooit nie, maar dis altyd vir my baie interessant daai. Die ander gedeelte wat vir my ons het al baie gesels oor die rol van die ouer, maar jy plaas jou kind in hierdie stelsel en in die hande van afrigters en in die hande van skole en in die hande van federasies. En jy hoop daai stelsel spoeg hulle so naby as moontlik aan hulle droom uit. Veral as hulle op 'n punt regtig toegewyd is. Ja, maar daar's ook 'n punt wat jy besef dat jou kind nou van geskuif het van net ons doen nou hierdie sport na skool want dis lekker, na hier is nou vir my 'n droom. Hier is nou 'n einddoel. Ja. So ek het nooit gedink dat eers aan die stelsel nie. Ja. Ek het nie eers vreeslike besluite geneem rondom waar ek het nie gedink my kind moet uitgespoeg word as jy Ja, maar die keuse van 'n hoërskool is 'n pertinente besluit. Wat dan nou op 'n stadium in die laerskool toe hy nou definitief toe daai penny nou drop. Dis hier's nou 'n groter droom. Hier's nou hierdie begin nou vir hom as 'n individu saak maak. Ja, dan begin jy nou kyk na goed, hoe kan jy dan as ouer daai paadjie so maklik as moontlik maak en waar in die stelsel gaan hy dan nou so naby as moontlik uitgespoeg word aan sy droom. Ja. En daar's geen waarborge langs die pad nie. Want wat jy op 8 of 9 jou opgewonde maak en wat jy op 11 of 12 besluit en daar's soveel plekke langs die pad waar iemand nog die pad kan byster raak. Maar as hulle 17, 18, 19 is en hulle is nog steeds on track, is dit opwindend.
Ek dink iets wat ek wel graag wil sê is, en ons praat baie oor rugby, maar vandag praat ons met 'n atleet waar ek opgewonde is, want dit is heeltemal 'n ander mindset, Ja. maar ook omgewing. In Suid-Afrika is sport so belangrik. Jou belewenis is jou belewenis. Partykeer praat ons nou oor die Parel Boys en Parel Gym en dis 'n sekere konteks, maar as jy in Potchefstroom bly en Gimmy speel teen Volkies, of jy bly in die Bosveld en Frikkie Meyer speel teen Alice Ras, dit is net so groot en net so belangrik. En ook vir daai, jy bring dit dan weer terug na spansport, maar selfde vir daai individuele sport. Ja. Ek dink daai individuele sportkind wat dan nou op daai stadium miskien in 'n kleiner skool of in 'n kleiner dorp besef hierdie is 'n droom, Ja. waar hy dan nou op die ou end sy kom ons sê nurturing gaan kry, Ja. is ook amper 'n groter besluit want daai plek is miskien nie so naby nie. Ja. So ek dink groter besluite vir ouers dan om te neem en ek weet baie ouers kyk en luister na hierdie episode en dink, moet ek nou my kind na daai groter skole toe stuur of moet ek gaan kyk wanneer weet ek my kind het my hulp nodig in terme van daai besluite, groot besluite van wat is skool. Ja, en dis nie net 'n gier nie. Dat dit nou volwaardig al self toegewy. So kom ons luister na ons gesprek met Abeline Skooman. En ons gaan veral praat oor die binnegesprek van 'n individuele atleet. Die opofferings waarvan almal altyd nie bewus is nie. En dan sy benadering tot alles, big smiles. So lekker om jou idee, want ons praat met afrigters, ons praat met agente, ons praat met physios. Maar dit is so belangrik om met 'n atleet eintlik te praat. As ons oor sport wil praat. So en ons praat baie oor spansporte. So is heerlik om in 'n atleet bietjie. Ja, ek dink ons is die meeste nuuskierig oor wat aan jou binnekant gebeur, wat in jou binnekant aangaan as jy deelneem, want ons praat so baie oor spansport en dan het mense mekaar, maar jy het net jouself, jy het ook 'n afrigter en jy het nou ook 'n support system. Wat sou jy sê maak 'n individuele atleet 'n goeie een? Kijk, dat is maar, hele atleet, dit is maar moeilijk, dat is al heel sport, wat ik gesê het. So om fisies binne jou sterk te wees, om persoonlikheid te hê van om aan te hou deur moeilike tye, veral harde sessies en goeters, die daai positiwiteit in jouself te hê, nie altyd vir jouself te sê, is okay, trakteer is okay, hier wat se naam, miskien 'n halfuur so pyn, dan na die tyd is dit, hy soveel beter voel en goeters, so om binne jou sterk te wees, is regtig, om in jou kop sterk te wees, om mentally sterk te wees, is 'n regtig groot rol. Het jy 'n mantra? Want ek weet, ek het al videoetjies gestuur wat jy nou vir my seun stuur. Maar wanneer jy in Desember in die 40 grade in Limpopo besig is om te oefen en dan behou jy daai positiwiteit. Kijk, ik was altijd lezen over ons, ik denk big smiles. Dus altijd zeggen, just als moeilijke tijd, voor alles in een harde sessie, dat is waarom ze het dan niet zeggen. Als je altijd big smiles, net een mooi beetje positiviteit in te brengen, goed. Dus in elke moeilijke sessie, net een mooi beetje die house op te krijgen van, is oké mannen, dus ons geniet het, ons maken het voor onszelf lekker. En dus ja, dus een big smiles woord voor me was een lekker grote rol bij ons. Ek een van my gunsteling video's is van Usain Bolt waar hy oefen in Jamaica. En die ding met Usain is as hy 100 meter hardloop, dis 9,5 sekondes. So jy sien nie eintlik baie van hom. Jy dink dit is maklik as hy dit weet. Maar jy sien hoe hy oefen en dat hy ook oefen en dat hy ook moeilik is. En dis 'n oefening waar hy so moeg is dat hy op 'n stadium sê ek moet gou kant toe gaan en dan gaan skiet hy 'n paar katte in. En in jou kop dink jy nie aan Usain Bolt wat moeg is langs 'n oefenbaan en nodig het om dit te doen nie. Ek dink in jou sport is dit ook so, jy weet, mense sien nie die werk agter die 45 sekondes wat jy moet hardloop. Kijk, dat is waarschijnlijk moeilijk. Wat om zijn kat is, ik denk niet. Ik heb al een week gegaan zonder om op te gooien en nagen te doen. Dat is erop voor het, maar dat is ook, het is lekker, want je weet, je trekt jezelf van alle lichaam aan. En je weet, het is bezig om hard te werken en goed te doen in jezelf. Dat is maar moeilijk dat mensen zeggen, die mensen denken altijd dat is makkelijk. Ja, ik moest er niet van, het is zo moeilijk, maar daar harder in die vakanties oefenen en het is moeilijk om van al je pellige rapje spelen en zeker goed te doen. Moet jij naar al je pellige toe gaan, terugkomen, moeg, werk doen en alles. So, dat is maar redelijk een dag gedaan. Was dit toch altyd so? As met jou vat van laerskool af, het jy nog altyd daai inherente eie dryf gehad
So, ja, ek moet sê van kleins dat ek definitief altyd gehad. Ek weet ek daai goeie ou dae toe ek in so 'n ander pel Johan Enslin Harvard 1 2 3 1 jaar wen hy, ander jaar wen hy en wat wen ek. Daai ek het die eerste keer dat ek gehardloop in graad 1. Toe kyk ek so op na hom en hy het die goue medalje om sy nek. Dink ek, yes, daai ek wil so wees. Ek wil hardloop en dit. Dis lekker, daai kompetisie is lekker. Is lekker om kompetisie te hê en 'n rede om hard te werk. Goed is so. Moet sê ek het nog wel altyd gehad, ja. Dis vir my altyd interessant op watse item iemand besluit. Hoe het 400 meter jou item geword? Want dis rof en dis spoed, maar dis ook vasbyt. Dis presies daai sweet spot tussen daai twee goed. Ek sien ook dat er was al met me. Dat het maar eers later gekom. Gewoon kyk jy nie hoor met kortduikers as my groot ding. Kyk ek het spoed gehad, maar ek het nooit so spoed gehad en toe kom ek agter maar ek het redelik tegniek. So die hekkies het goed gewerk vir my. Ek kon tegniek gehad het, ek kon dit gedoen het en toe. Ek was 'n kortduiker graad 8, was ek seker so 1.59. Toe ek later aan my spoed so styg waar jy my lengte stuk gekry so. Hierso of my pa het altyd 400 gehardloop. So ek wou altyd as so enige seun wil soos sy pa wees. So ek wou altyd ook 400 gedoen het, 400 hekkie gedoen het soos hy het gedoen het en daarom het ek altyd baie oefen vir dit. Ek het altyd al het ek 'n hekkie gedoen, ek het altyd nog steeds 400 meter geoefen en seker gedoen. Dit uitlyk dat ek nou spoed kry graad 10 se kant toe. Besluit ek raai ek nou die skyf van 400 meter te. Jy het van jou genoeg deurbraak gemaak waar jy weet 47.5 gehardloop het wat baie goed is vir onder 18, maar as jy internasionaal wil gehardloop dan is dit 'n bietjie stadig. Maar en toe het jy 45 te beweeg. Het jy beter geoefen? Het jy anders geoefen? Het dinge net ewe skielik geklik? Wat het jy uitgemaak dat jy daai sprong gee wat en daai item is 'n kontinentaal is baie. Kijk, ik weet, dat was toen van een matriekvakantie af. Wie was uitgerust geweest? Nou, niet helemaal niet, maar ja, so obviously dat was me redelijk moeilijk om te geoefenen, vooral met die eindexamens en alles wat aangegaan het en goed is, maar ik heb bij alle oefenen zo'n stuk oefenen, maar ik weet toen ik januari inkom, besluit ik met mezelf, kijk, als ik iets wil bereiken, moet ik nou, ik moet daar een mindset van maken. Dus waar elke ochtend is dan een koop, ik oefen die ochtend, middag oefen het weer. En redelijk een groot zelfbewustzijn, wat zo'n zelf dat met je maakt. Obviously, omdat ik het al zo slecht vond, dat ik zo gesukkeld om december te geoefenen en zeker goed als toe. Besluit ik niet eruit, nou ga ik mijn kop al inzetten en ik ga hard werken. Ik denk dat is ook wat een redelijke verschil maakt. En ook dat, obviously mijn verhouding met die hele ook paar sterk geraken altijd. Want elke rent besef, je kan niet, je kracht is maar net zo klein. En als je verder wil gaan, moet je je kracht van bovenaf krijgen. Ik denk dat is ook wat een redelijk, ik denk dat het me redelijk ver gebracht in de omstandigheden. En dit het gemaak dat jy vir die World onder 20s gekwalifiseer het. Waar as iemand vir jou verlede jaar November dit gesê het jy nie. Dit was nie eens 'n droom gewees nie. Ek onthou die dag toe ek as panelist ek sal gou by die huis, my ouers bel my en ek sien hulle bel my, maar ek weet nie hoe kon hulle bel nie en so ek was op 'n tyd toe antwoord ek hulle foon en hulle my ma, hulle amper so bly is en goed as sy sê te vir my ek het 'n span gemaak en ek was as so skok om my gekom het van volgens my is ek nog steeds hier of normale atleet ek sy tog nooit eintlik geglo het en hier skielik maak jy wêreld onder 20 span, dus ek weet so eintlik so dankbaar daarvoor en ja, het is iets wat ek nou skrikkelik vooruit sien, maar soos jy sê, as jy vir my laas op dit geval, ek glad nie gedink het, maar dan met genade is die paar plekke wat baie. Wat is daai impak wat jou ouers het in hierdie storie van jou atleetreis? Want ek weet, ons as ouers kan 'n positiewe bydrae hê en 'n negatiewe bydrae hê, maar dit klink vir my asof jou ouers taamlik nou saam met jou stap in hierdie reis. Nie verskrik. Kyk, jou ouers maak 'n groot verskil in enige sport. Dis jou rots. Dus die ding moet jy gaan terug en as dinge verkeerd gaan, begin hulle toe. En ek weet soos my ma, sy speel 'n ongelooflike emosionele rol in my, maar dit ek obviously sê ja, dit is 'n hele sport is moeilik, dinge raak moeilik en slegs om 'n familie om ouers te hê wat jy na toe kan gaan en met hulle praat en maar pa wat half die harde deel van dit leer van al het jy nou slegte wessies gehad van dit is die lewe gaan oor wie wat se opstaan en in die weer aanpak en opstaan en harder werk daarvoor en dus ek sê ek moet vir my ouers het 'n baie groot rol gespeel in die prentjie van my en ek dink nie ek sou dieselfde mens gewees het sonder hulle nie. En tog is ek seker daar was tye wat jy en jou ouers koppig gestap het en net so want omdat jou pa ook hierdie pad ken
Vertel ons van daai gedeeltes. Vir my dink ek die moeilikste waar ek so 'n persoon wat klomp goed wil doen. Ek wil gaan jag en ek wil gaan visvang en ek wil dinge gaan doen saam met vriende en daai wat my ouers vir my sê, maar onthou hoekom jy dit doen en atletiek is nie maklik en as jy nou die werk insit, gaan jy nie die resultaat daarvan kry en wat hulle vir my sê, maar jy kan nie nou gaan jag en visvang nie en dit maak dinge moeilik en jy kan nie nou met jou pelle gaan kuier of iets soos dit nie. So ek dink dis omdat ek die meeste koppe gestap het waar hulle vir my sê kom gou fokus gou op wat jy moet doen, fokus gou op ja, dit teken seker goed is so. Want met atletiek, baie mense doen dit op skool, maar omdat dit nie so maklik professioneel gaan soos sê net maar rugby na skool, hou baie mense op. Al het hulle baie goed gedoen, altyd SA's gewen vorig. Jy sê wat Desember vakansie soos jy sê, dan betrek vakansie, dan is jy klaar met atletiek. Daar's nie rede vir jou nie. Wat het gemaak dat jy gesê het ek gaan dalk nog 'n bietjie aanhou met atletiek, al het ek toe nou nog nie die PB gehol? Nee, ek dink dat die liefde is met 'n groot rol. Die liefde vir te get it from. Jy voel goed as jy nou lekker hardloop en as jy met so voel so goed nou as na oefening, jy voel jy het die deel gedoen, jy was jy kyk na die liggaam, maar ook my coach is ek dink my coach sal toegelaat het dat ek stop met atletiek. Ons het 'n redelike baie emosionele band en regtig 'n goeie band ons en ons coach. Dit is lekker, ding is lekker as jy weet jou coach is 'n tweede ma vir jou. As dinge fout gaan en hy coach en sy help jou weer eens met die emosionele kant daarvan en is lekker. Ek dink wat daai en dis soos familie wat ons het. Ons atletiekgroep is reg soos 'n familie. Dis pelle, al my pelle is broers my ons kuier lekker saam, ons doen dinge na die tyd saam. So ek dink daai liefde en die broerskap en die familie van atletiek het regtig eintlik maar gemaak dat ek aanhou hardloop en ook my ouers, dit is lekker om vir my ouers dit sien, dit maak vir hulle ook gelukkig as ek so lekker hardloop en goeie so. Ek wou eens 'n voorbeeld wees, my broers nou besig, hy's graad 7 jaar waar hy is ons gewen het. Die had ook flippe goed gedoen in SA, so dit is lekker om 'n voorbeeld vir hom te wees en om te wys van wat som as jy aanhou werk, as jy kan dinge bereik so. Wie is jou voorbeeld? Even is my pa. Nee, kyk ek weet dat die dag dat ek uitvind ek het sy rekord gebreek, dus ek so bly oor dit daai. Ja. Ek kon obviously kyk op na hom, hy is as iemand wat regtig hard werk en 'n passie het vir mense en dinge doen en dinge wil bereik en ek kon my hele tyd ek sê ek wil hier nou soos my pa wees. Ek wil so kan hardloop soos my pa en die persoonlikheid kan hê vir my pa en hy harde werk en hy net daai uit of vermoë soos my pa. Wat sal die tyd dat jy gevoel het jy's ek is klaar, waar jy of jy weet of jy besering of jy's baie hard gewerk en jy kry nie resultate nie of die opoffering waar ek te veel was dit al so oomblik gewees? Kyk, was dit ja, definitief. Toe ek graad 8 in die skoolboys aankom, obviously, kom dan die skool toe is ver van die huis af. Ek kom van 'n laerskool af waar ek SA skool toe gegaan het. Ek het hierdie top vinnigste in die skole goed is. Nou kom ek na 'n skool soos boys uit toe. Almal is goed. Ek maak die atletiek span nie. Graad 8 en 9 ek dink ek het graad 10 eers weer die atletiek span gemaak. Wow. So dis moeilik obviously. Dis jou sport, dis jou identiteit. Jy try jouself so bewys. So baie druk op jouself van waar jy jouself moet bewys vir al die mense met jou naam maak en jy moeilik. Dis wat ek sê weer eens vir ouens inkom waar rots by kan terug lê. Ek dink as nie vir my ma en pa was het ek definitief wil kom in atletiek want dis moeilik 'n klein laaitjie jy tog nie 'n naam in die skool jy atletiek vas altyd jou hele lewe en nou kom jy en maak net atletiek span. So dit 'n redelike effek op jou maar dan as jy dit van aanhou en deurdruk en reg wat se naam op 'n familie staat maak en seker goeie so daar was definitief 'n gestaring nou. Hy is bly deurgedruk. Dis inspirerend. Om te hoor jy was graad 8 en 9 nie met atletiek span nie. Baie ouens opgegee daarso. Maar dan moes daar ook iets van tussen graad 10 en graad 12 gebeur het. Want jy weet verlede jaar is ons gebeur, hè? Onder 18 maar. Ek het die video gesien, ek dink dit is 'n video wat jou pa afgeneem het, waar hy se boys daar is op Instagram gewees. En jy was, as ek reg kyk, die angle is moeilik. Jy was soos tweede of derde met 50 meter oorvloers, maar jy was nie eerste in die laaste 100 nie. Vat ons deur daai laaste 100 waar jy is naby, maar jy is nie voor nie. Wat onthou jy van daai dag? Want dis daai oomblik as mens terugkyk wat wat jy loopbaan aan mekaar sit. Kijk, dit was omtrent, als ik nu aan het terugdenk, heel veel lekkerste momenten van mijn leven. Het is, als je om mij draait, kom, ik hou er wel altijd van, maar ik geef altijd mezelf als biggie kans om of de rest van de laatste, omdat ik weet, dit is waar ik mijn kracht krijg. En ik zou het altijd mijzelf zitten, als ik hoor, kom zeker niet, een paar mensen die druk aan, ik zie niet altijd, ik zoek bij dankbaarheid, en ik zeg dank hier, en toen ik het zei, toen ik om mij draait, kom zeker dank wezen.
die voel ek het seker krag en ek stoor daar deur en maar hier en stadig maar seker kom ek nader en toe. Ek of uit moet slaap en ek sien ek kom al die ou te weet ek kan dit nou sit en toe. Laat ek hom verby. Daar oor kom is net trane en ons 10 kilometer, jou timing was perfek. ja al die einde. Ja. So ek moet sê daai is van net van ek was net so dag van dankbaarheid vir my daai dag van heel reis en ek het vir myself gesê dankie toe ek al laat daai vat sê ek net dan maak ek so afgeskryf dankie Louise en toe ek gaan toe iewers skielik voel ek het hierdie krag trek maar net ja. Ja, dan kom tye wat jou lyf klaas en jou kop moet jou help. En dan kom tye wat jou kop klaas en help jou lyf jou weer. Sies, maar daai twee is altyd besig. Was onthou jy erns vir al die laaste 2 jaar dalk 'n talle gesprek wat 'n coach vertel of 'n ouer met jou gehad het wat jy nodig gehad het wat jy net weer gefokus het. As jy nou mooi moet dink, sal ek eintlik dink aan die dinge wat my pa sê. Hy praat van daai harde gesprekke van just ek onthou dit is al baie lank terug gewees, maar ek onthou graad 4 toe ek in laerskool instap, het ek pragtig met 'n gehardloop. Ook favorite ek in hierdie pel was heeltyd 1 jaar aan en af en ek en haar het te langs mekaar tot net toe ek voorkom te val ek al vir almal en dis erg vir my ek graad 4 laat ek so klein laat en ek kon dit nie verstaan en ek kon nie verstaan maar hoe kan gebeur dit nou met my en ek my pa toe staan en een hoekie toe nice het vir my maar wat se nou ek weet hier is sleg en die lewe is sleg en dinge in die lewe gebeur maar as hoe jy opstaan en dit face het direk na daai toe hardloop ek kort uitjies en ek breek ons laerskool rekord. Wel sê ek ja dit is altyd en ek kan nou te korrelei staan my pa en kyk vir my en sê en seker groot glimlag op sy gesig en soos ja dis ding groot ding wat regtig by my hou van maar gaan dinge sleg of verlore kreasies en dan weet ek eers as jy het 'n paar beter plans vir my en ek weet dat sal aanleer harder werk en opstaan die dinge gaan beter word. Die droom is natuurlik dat elke reis is ewe belangrik. En of dit nou in die reis is by Borzai of SA's finaal, jy benader dit op dieselfde manier. Maar ons weet dit is nie so eenvoudig nie. Wat is die goed wat jy doen of dink voor 'n reë belangrike reisies? Om te maak dat jy ja, die druk bietjie hanteer. Voor 'n groot bijeenkoms weet ek altyd ons het daai gesê ek en my coach so goeie vrae dan maar sal ek altyd ek maak dit seker ek so rustig as wat ek kan. Dus ek dink aan die reisies, ek dink niks anders. Ek dink aan hoe gaan ek die reisies aanpak en ek dink aan hoe kan ek doen ek regte strekke en seker goed is, maar is nooit van kyk weet atletiek is 'n stressvolle ja wat se naam maar sport, maar ek het geleer van ek stres dit nie. Ek stres nie vir 'n reisies in die beeld van kom my krag en ek weet van as dit my dag is, dis my dag en dis kom vir elke reis dan kom my ma na my toe en ons spits 'n bietjie en ons sê gee my versie en my kans kom na my toe en ons spits 'n bietjie en ons kan sê gee my versie en ek gebruik daai versie en ek sê altyd vir myself ek vra vir Here om my die krag van Dawid te gee voordat ek die reisies aanpak. So was dit soos ek aan my broeke sing vra vir Louise gee my die krag van Dawid en hy doen hy baie keer dit dis regtig as ek so rustigheid oor myself voel en kalmte want mens kan nie stres jy dit vat soveel energie en goed is en die mens moet leer om oor dit te kom. Ek weet baie mense luister na die spesifieke musiek en seker goeders maar ek maak dit seker ek sit al my vertroue in die Here en ek is rustig en ek vra vir my krag te gee want ek weet dis vir die krag vandaan kom. Hierdie onderhoud met Abelinus is moontlik gemaak deur Tomorrow Labs, ons gunsteling in aanlyn bemarking. Milani, lekker was dit nou om met Abelinus te gesels. Ek is so lief vir daai kind nê. Ja. Daar's ietsie aan sy gees, aan sy binneste wat net dit straal. Dis my baie mooi. Dit het nou nie in die gesprek uitgekom nie, maar jy ken hom al 'n rukkie nê. Ja, hy was my seun se kamermaat op skool. Ja. En ek ken sy ouers baie goed. So ek ken al so 'n bietjie van sy atleetreis en dis een van die lekkerste goed vir my om hom te sien deelneem, want daar is dit het nou uitgekom in wat hy gesê het ook, net die manier van wegspring tot klaarmaak wat Ja. net vir my daar's iets as jy nou praat van 'n X-factor dan dink ek hy het dit. Ja, en ek dink iets wat vir my nou baie indrukwekkend was van hom. Jy weet, ek dink hy's in 'n sport waar op 'n stadium maak 0,1 sekond, elke 10de van 'n sekond maak 'n verskil. En hy het nou in hierdie jaar in 'n kort tydjie 1,5 sekonde van sy tyd afgeneem. En dit het gemaak dat hy gekwalifiseer het vir die wêreld onder 20 kampioenskappe later vanjaar in Amerika. En nou ewe skielik as ons praat van 'n stelsel, kry hy nou blootstelling
wat hy voorheen nie sou gekry het nie. Nou gaan jy hardloop saam met die beste jong mense in die wêreld. En ewe skielik waar daai droom bietjie ver gevoel het, is jy nou in daai droom. En al die harde werk wat hy ingesit het om nou daai te bereik. Mens voel so half dat so 'n kind verdien dit. Want mens hoor alles wat hy opgeoffer het, alles wat hy gedoen het, en hoe die oppe en die affe. Ja. Dis nie 'n lineêre paadjie nie. Ja, en daai wat jy weet uit die hoogtepunt van 'n laerskool sukses. Waar groot hy nog nie tel nie. En ewe skielik graad 8 en 9, gou die ander ouens nou vinniger. So vir 'n wyle was hy nie in die atletiekspan van sy hoërskool nie. Ja. En in sy matriekjaar wen hy die SA's. En om weer en weer terug te kom en op te staan, terug te kom en op te staan. Daai storie wat hy vertel het van sy pa waar hy by die een wedloop geval het op die wenstreep basies en sy pa gaan praat vir hom net om en sê vir my jy moet nou vinnig terugkom. Ek dink as mense dink aan 'n saadjie wat vroeg geplant is. Dit is iets wat vir hom in 'n wedloop ook soos hy sê op 300 meter mense begin moeg raak. Dan sê hy dankie en dan maak hy sterk klaar. Ja, wat vir my ongelooflik uitgekom het daar met die dankie, is die selfspraak. Ja. En vir 'n individuele atleet seker soveel meer as vir 'n kind in 'n spanverband, is hoe praat jy met jouself? Hoe vroeg leer jy daai spiraal van selfmotivering en dan in die hitte van die oomblik. Jy kom nou om die draai. Dit is nou dis nie voor die tyd terwyl jy nog jou spikes aantrek of dis nou in daai wat is daai praat en om daai stem te ontwikkel. En ek dink vir elke kind is dit 'n voorreg seker om te kom by goed so wat sê ek vir myself en die feit dat hy fokus op dankbaarheid. Ja, is baie mooi. Dit is mooi. Ek dink dis ook veral belangrik hier vir afrigters om te besef, jy kweek daai stem ook in jou spelers en jou atleet, want op 'n sekere ouderdom is die afrigter se stem of die ouers se stem, die kind se stem. En later verfyn hy dit. Maar jy kan 'n baie waardevolle invloed op 'n kind se loopbaan gee as jy sê, "Wees onthou net maar net as jy daar kom, dink so daaraan of as jy daar kom, praat so met jouself of herinner jouself daaraan." Ek het jare gelede toe kontak mense wat ek ken, maar en hulle sê dis twee ouer susters en hulle jonger boetie was toe nou in matriek in Pretoria in een van die skole en 'n baie goeie middelafstand atleet, kort, jy weet. En hy het deur 'n effense dip gegaan. En hulle sê vir my, "Gillie, sien jy kans om hom te sien?" Ek sê natuurlik. En dis een van die enkele gevalle waar ek ken hom toe glad nie, maar toe hy voor my sit, toe besef ek hier het ek te doen met iemand wat eintlik al soveel goed reg doen. En hy het nou net 'n oomblik en ek moet nou meer as enigiets anders moet ek vir my perspektief gee en iets prakties gee. En ek het hom net daai keer gesien en hy het deur daai dip gekom. Hy het toe college atletiek gaan doen en ek het hom op sosiale media dopgehou en gesien hy gaan al hoe verder hardloop. En verlede jaar met die Two Oceans, toe sien ek maar die ouetjie hardloop, laat die ligte uit. Maar hy is nog in sy middel 20's. En ek en hy, dis nou, jy weet wat ons vroeër ook oor gesels het in 'n gesprek. Jy hou kontak met party mense, maar jy kan nie elkeen se loopbaan bly volg nie. En hy het toe net bly progressief beter word, college atletiek gaan doen, teruggekom, besluit hy is eintlik 'n maratonatleet of 'n ultramaratonatleet. Hy kwalifiseer toe vir die Comrades en verlede jaar in sy heel eerste Comrades eindig hy 12de. Wow. 2 plekke buite die goue medaljes. Ek is seker van jaar, Ja. jy weet, in die tyd wat hierdie episode uitgaan, is dit dalk al Comrades tyd. En vir my was dit daai binnegesprek oomblik wat hy gehad het, wat ek het hom met dit gehelp en ek wil hom nou nie claim. Ek kan nou nie die Comrades medalje claim nie. Maar jy het 'n aandeel. Op daai oomblik is dit wat hy nodig gehad het. So Maar dis moeilik vir my, want as jy nou hoor hoe Abeline se pa soms hard met hom praat. ja, Sy ma klink vir my na die een wat die sagter ene is, ja. en wat hom meer koester. Maar die
die vorming van daai stem, ek dink vir ons as ouers is dit moeilik om te weet wanneer moet ek ook nog as hard praat. Ja. En wat ek dink ons weet almal, ons moenie afbreekend wees nie. Ons moenie negativiteit kweek nie. Ja, Maar die balans werk, tussen mooi praat en aanmoedig ja. en om ons voet neer te sit of om ten minste net vir hom te sê, hoor jy het hierdie doelstelling vir jouself gegee en jy doen nou nie dit nie of wat ook al, om net bietjie die strenger stem in onsself ook te gebruik. Want sport is 'n ongenaakbare wêreld. En dit is nie 'n oefening in liefdadigheid nie. en jy stuur iemand in 'n wêreld in waar hy die tawwe gesprekke moet kan voer en die tawwe oomblikke moet kan hanteer. En daarom is jy hom in wat te toedraai en nooit voorberei vir daai oomblik nie. Ongeag sy vaardigheid is dit dalk die ding wat gemaak dat hy dit nie maak nie. En dis moeilik. En ek dink ook hy het nou so vinnig gepraat oor sy matriekvakansie, né? Ja. Maar ek weet by daai matriekvakansie dat sy ouers hom herinner het heeltyd aan wat hy vir homself gesê het hy gaan doen. Ja. En daai rol van 'n ouer om 'n kind te hou, veral daai ouderdom, 'n kind wat nou eintlik al 'n jong volwassene begin word, Ja. om hom te herinner aan die besluite wat hy geneem het. Ja. Iets wat daarbey aansluit is, ek dink die opofferinge. En soos ons sê, jou kind kies dit. Hulle het dit vroeg gekies. Toe hy daar eerste keer om die huis hardloop en hulle bokke moet skree, toe het hy reeds dit begin kies en aanhou kies en ten spyte van klomp goed aangehou om dit te kies. Maar was daar altyd wat jy gedink, yes, hier kom teen 'n prys. My kind is besig om baie dinge te beleef en baie goed deur te gaan en baie goed op te offer. Ek dink ek het, soos wat die droom groter word of nader kom, beleef 'n mens, sien 'n mens die dinge amper meer met 'n vergrootglas, want nou raak die dinge ook duideliker. Ja. Die opofferings raak duideliker. Die oppe en die affe is meer pertinent, is dalk 'n bietjie groter. Die opstaan is dalk 'n bietjie moeiliker, maar nooit was daar 'n punt wat ons gedink het of hy selfs gesê het of eers gesuggereer het dat ons nou hier gaan stop of dat ons moet ophou nie. En dit gee vir 'n ouer darm 'n bietjie van 'n bevestiging dat hy het sy droom bepaal en hy bly daarby. Dit is nie iets wat ek hoef aan te dryf nie. Dit is daar en ek moet net, vir my as 'n ouer is dit net, waar's my plek? Ja. Wat moet ek doen? Wat het jy nodig? Wat doen ek te veel? Wat doen ek te min? En dis wat vir my so mooi was in die vorige episode van afrigter Gary Visser, waar hy gesê het, aan die universiteitskant het 'n ouer hom nog nooit gebel nie. Ja. Want hy het 'n verhouding met die speler. Sy verpligting is teenoor sy werkgewer, die universiteit, en teenoor sy kliënt, wat die speler is. En dit is sy verhouding wat belangrik nou is. En so ook het Abelinus gepraat oor sy afrigter. Ja. En daai stem van sy afrigter, wat anders is as sy pa se en anders is as sy ma se, Ja. is deel van die stemme wat hy hoor en wat hom help rig, alhoewel hy dan nou op die ou en sy eie keuses maak. En dit is belangrik, die afrigter-atleet verhouding, dis ongelooflik. Ja, en dit is, jy weet, mense sal wat die opname nou gaan kyk, sal dit kan sien, maar as iemand ooit sy mantra lewe, is dit Abelinus. Want hy glo in big smiles, dis die filosofie in hulle atletiekgroep, hulle oefeninggroep, en hy glimlag groot. Hy het nie 'n skalkse glimlag nie, hy pak sy tande uit. Maar daar's iets dieper liggend daaraan, om te sê, ek het 'n keuse in hierdie hele oefening, hoe ek wil wees, hoe ek dinge wil benader, hoe ek wil reageer. En dit syfer deur in elke liewe oomblik. En mense sien nie elke daai koneksies nie, maar as hy op 300 meter kom en dankie sê, is dit gekoppel aan daai atmosfeer wat heers in 'n oefeningsgroep, daai atmosfeer wat heers as hulle sukkel, as dit warm is en hulle is moeg en hulle moet 'n laaste keer nog om die baan gaan. Jy dink nie vir die eerste keer op 300 aan dit nie. Dis dan instink wat oorvat, maar dis instink wat gekweek is in oefeninge. En dit is weer eens die impak van 'n ongelooflike afrigter. En jy verwys dan na die oefeninggroep wat almal die big smiles temperament of idee het of mantra het. En
ons het hom nou nie gevra oor sy vriende nie, maar ek dink ook dat 'n atleet wat 'n baie groot droom of doel het, moet baie seker maak met wie jy jou omring. Ja, Want jy het nie net jou span as jy 'n spansport doen of net jou atlete groep as jy nou individuele sport doen nie. Jy is sosiaal ook betrokke en ek dink dit bepaal ook daai praat ja. en doelgerigtheid en wat jy bereid is om op te offer. En jy het amper 2 verskillende tipe vriende nodig. Jy het iemand wat verstaan waardeur jy gaan, wat 'n weergawe daarvan het in hulle eie lewe, en dan het jy mense na wie toe jy kan ontvlug, wat nie vir jou die hele tyd vra hoe dit gaan nie, vir wie dit nie saak maak dat jy nou een of ander hotshot speler of atleet is, en jy is hulle pel, en jy moet nog steeds betyds wees, en jy moet jou kant bring, en jy moet vibes hê. Ons vibe nou nie eintlik wat jy volgende naweek gaan doen nie. En dis goed, dis gesonde balans, want as jy die hele tyd in jou bubble is, dan raak dit moeilik. En om mettertyd jou mense te kies wat in jou lewe is, wat gaan inspraak hê, is belangrik. In een van ons latere gesprekke in die seisoen verwys die sportdag het Wim Meyer ook daarna, om te sê, dink mooi wie jy naby jou toelaat, want dit bepaal jou loopbaan later. Ja. 'n Ander deel van die gesprek wat vir my baie mooi was is sy bewustheid vir wie hy 'n rolmodel is, en hy het gepraat van sy boetie. Ja, En daar's ook iets wat baie spreek van 'n volwasse sportkind as hy sy eie invloed besef. Daar's nou sy pa wat hy nou genoem het en sy afrigter wat hom beïnvloed. Maar dat jy tog ook in jou keuses weet daar's iemand wat kyk. daar's 'n dat daai bewustheid eintlik deel is net van wie en wat hy is. Ouers vra my baie keer, hoe berei ek my kind voor, of hoe hanteer ons 'n moeilike situasie? En dan sê ek altyd vir hulle, as jy 'n verhouding het, en julle kommunikeer in elk geval, en julle spandeer tyd saam, dan sal julle sulke moeilike oomblikke kan hanteer. En ek dink baie van hierdie goed wat deurgekom het in die gesprek met hom is, dit is net die aard van hoe hulle is en dinge doen. En daarom is dit nie 'n doelbewus, ek wil 'n rolmodel wees vir my broer nie. Dis net wie dit is. En daar's nou daai mooi ketting van sy pa wat gehardloop het wat hom beïnvloed het, Ja. en hy wat hardloop wat sy jonger broer beïnvloed het. En in die gesprek was dit duidelik, dit is nie ongesonde druk nie. Dit is blootstelling en motivering en belangstelling en ervaring wat tot sy voordeel werk op die ou einde. Ek dink wat ek baie duidelik raak gesien het en wat ek vir ander ouers ook hoop, is dat verhouding met jou kind, hoe dit jou sportkind beïnvloed, want ek weet daar's nou enkel ouers wat kyk. Ja. Daar's ouers in moeiliker omstandighede en mens voel baie keer maar ek het dit nie so maklik nie, of my prentjie lyk nie so mooi nie, of ek dink net op dis so eenvoudig soos om 'n verhouding met jou kind te hê, gereeld te gesels, saam te eet. 'n Vriend van my het my gesê ons eet te min saam. Die lewe het so vinnig geword om net saam te eet en mekaar raak te sien. En as 'n ouer 'n kind ken en 'n kind ken 'n ouer, dan kan jy jou kind vlerke gee. En jy hoef nie al die bells en whistles te hê nie. Nee, daar's nie een formule nie. Ek is nou basies 20 jaar in hierdie sportomgewing, en daar's mense wie die poskaart lewe het, en 'n speler of 'n atleet het elke liewe geleentheid gehad om dit te maak en hulle maak dit nie. En daar's iemand wat opdaag met wat jy dink met byna niks agter hulle wat hulle gaan in staat stel om dit te maak en hulle maak dit. So ek dink dis daai weergawe om op 'n stadium die geraas af te skakel en dan te sê maar kom ons as my kind is hierdie jou droom is en jy bly toegewyd, gaan ek binne ons vermoë, binne ons konteks, binne wat ons verhouding is, probeer om jou die beste kans te gee. En dis waar die magic gebeur. Onthou as jy na die hele gesprek met Abelinus wil luister, dit is beskikbaar op Spotify. En terwyl jy daar is, volg ons sommer op Spotify, teken in op ons YouTube kanaal, gaan volg ons op WhatsApp, waar ons meer inhoud gaan deel, en maak seker om volgende week te luister, waar ons nog 'n perspektief op hierdie wonderlike ding wat sport is, gaan kry. Mooi bly.
Lekker week.